Dankie dat jy ingeskakel het en baie welkom hier by Keerpunt. Mag hierdie boodskappe ook 'n keerpunt in jou lewe bring, 'n omdraaiplek, 'n plek van groei, 'n plek van vernuwing, 'n plek van verdieping, waar jy tot omkeer kom, om nader aan die Here te kom. Want ek glo die Here is hier en hy wil vir jou ontmoet, hy wil vir jou seën, en hy wil ook dinge in ons lewe kom aanraak, vernuwe, gesond maak, heel maak, ons verlos, ons skoonmaak, ons red, ons vernuwe. Die Here is hier en my gebed is dat hy jou sal seën. Ons is met 'n reeksie besig oor 'n paar Bybelkarakters. Ons het 'n bietjie gekyk na wat leer ons in die Bybel oor Adam se lewe en ons het ook gekyk na Samson, die sterk man wat swak geword het, sy by 'n vrou was, en ons het gekyk ook na Moses, die profeet wat vir ons die wet van die Here op die berg Sinaï gaan haal het by God self en wat vir ons die boodskap in die Ou en die Nuwe Testament gegee het van om God lief te hê met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Nou, ek wil by 'n ander groot profeet in die Ou Testament stil staan saam met jou. En dit is die lewe van Elia, wat geroep is om die volk van die Here wat deur 'n goddelose koning en amper sê 'n meer goddelose vrou, Isebel, Agab en Isebel, wat die Baal aanbidding onder die volk kom vestig het. En hoe die Here dan 'n man oprig, Elia, om posisie in te neem teen hierdie afgoderry en om die volk weer terug te lei na God toe. Voor ek daaroor vir jou saam lees uit die Bybel, wil ek vir jou uitnooi om ons te kontak as daar iets op jou hart is, om vir ons te bemoedig, om vir ons te ondersteun, om vir ons te bid. Een of ander behoefte wat jy het, wat jy nie verstaan nie, waarmee ons jou kan help of vir jou kan bid. Ons telefoonnommer hier is 079-195-1586. Kontak ons gerus met 'n WhatsApp. Ons is beskikbaar. Ek wil sê, die telefoon is enige tyd, dag en nag daar, en ons sal so gou as wat ons kan by jou boodskap uitkom. Nou, ek wil ook vir jou uitnooi elke dag om te kyk na wat ons plaas op sosiale media. Op Instagram, Facebook en X is daar boodskappe en teksvers en gedeelte waarmee ons jou wil seën elke dag. En as jy dit gereeld wil ontvang, dan stuur ons dit direk vir jou. Kontak ons net op hierdie selfoonnommer. As jy 'n boodskap gemis het of dit vir iemand wil aanstuur, die skakel, jy kan dit op YouTube kry. Al die Keerpunt boodskappe is daar beskikbaar. Ons nooi vir jou uit om regtig ook mee te leef met 'n groot familie van duisende mense oor die land en ook in die buiteland wat op YouTube inskakel en direk op Keerpunt se TV-uitsendings inskakel en bid vir hierdie bediening, dat die Here dit kragtig sal gebruik om mense se lewens te verander. Soos wat ons nou ook die Here vertrou om iets spesiaal in jou lewe te doen. As ons kyk na die Here wat na Agab toe gekom het en vir hom gestuur het met 'n opdrag. Hy het ook 'n roeping en 'n taak gehad. God wil vir elkeen van ons gebruik. Hy het 'n taak en 'n roeping vir elkeen van ons. So stuur hy hom dan vir Elia na die koning Agab toe. En hy het 'n baie slegte boodskap. Hy kondig die oordeel van die Here oor hom aan, oor hierdie afgodsaanbiddery van die Baal God. Nou, Baal was simbolies uitgebeeld deur 'n bulkalf, en as hierdie mooi beesbul was dan ook die beeld van vrugbaarheid. Ja, Baal is die God wat sal reën gee. Baal is die God wat die plante laat groei, wat die diere versorg,
wat maak dat die oes te groot is, wat maak dat die aandeel van die diere baie is. En daarom moet ons goed hou met Baal. Hy is die God van vrugbaarheid. Nou, op die manier het hulle rug gedraai op God en hulle het hierdie Baal afgod begin aanbid. God stuur nou vir Elia met 'n boodskap na die koning en sê, jy met al jou Baal profete en al die Asherah priesters, ons wil God gaan 'n oordeel oor hierdie land bring om vir julle te wys dat Baal is 'n dooie God en dat hy niks kan doen om reën te gee nie. God gaan vir 3 jaar lank gaan hy die reën terughou. En daar begin die droogte. En Agab is woedend. En Isebel nog meer. Hulle wil nou net vir Elia doodmaak. God gaan steek hom weg. Ergens in die veld, in die berg, by 'n stroompie. Die plek waar hy versorg word in veiligheid by die stroompie Krit. Daar het die kraaie gekom en vir hom vleis en brood gebring. Interessant, né? Jy sal nou dink, hierdie kraaie sal ons nie goed self opeet. Hulle sal hy kos self eet, hulle sal dit nie vir hom bring nie. Maar vir baie lank het die Here so op 'n wonderlike wyse vir Elia gesorg en vir hom kos gebring waar hy daar weggekruip het by die spruitjie Krit. Maar toe op 'n dag word die spruitjie al dunner en die water hou op loop en wat maak hy nou? Die Here sê vir hom, gaan na Sarfat toe. Toe hy daar kom, loop hy 'n vrou raak, 'n weduwee, wat ook swaar kry en vanweer die droogte in 'n toestand is, want nou kom vra hy kos vir haar. En sy sê, ek het net nog die bietjie meel wat ek het in die kan en die bietjie in die kruik olie. En dis die laaste wat ek het. Daarna gaan ons maar seker sterwe, want ek kan nie meer brood bak nie, ek kan nie meer kos maak nie. En dan sê Elia vir haar, gaan maak kos. En dan ontdek hierdie weduwee 'n wonderwerk van die Here wat sorg in hierdie krisistyd. Uitkoms gee, want die kruik se meel raak nie op nie en die olie raak nie op nie en elke dag is daar genoeg kos. Die Here sorg vir haar. Die Here sorg vir haar om vir Elia te sorg. Ja, en dan weet ons nou die verhaal, ek kan gerus gaan lees ook oor dat sy seun sterwe en hoe Elia intree in daardie situasie. Dit is amper asof die vyand al sy mag probeer om vir Elia dood te maak en vir Elia in sy krisis te staan en probleme te veroorsaak en maar hoe dat God getrou is en hoe dat hy sorg en hoe dat hy daar by Krit en by Sarfat sorg op 'n wonderlike manier. En dan na die 3 jaar, dan kom die Here met 'n nuwe opdrag. Hy sê, Elia, ek gaan nou die droogte beëindig. En ek sal vir hulle toon wie die ware enigste lewende God is, wat lewe en vrugbaarheid gee, dat dit nie Baal is nie. Maar nou moet jy na die koning toe gaan, al soek hy vir jou, gaan dra die goeie nuus aan hom oor, dat die reën gaan kom, en dat ek die droogte gaan beëindig, maar dat die volk en al die priesters van Baal en die Asherah profete moet by mekaar kom op die berg Karmel. En dis dan die ingrypende geleentheid waar Elia namens God staan en optree en vir hulle sê, nou moet julle 'n keuse maak. Gaan julle vir Baal dien of gaan julle die ware lewende God van Israel dien? En hy hulle voor hierdie keuse plaas. Jy ken daai stuk aangrypende geskiedenis waar Elia vir hulle sê, maar goed, kom ons gaan nou elkeen 'n offer bring, elkeen gaan 'n bul offer en dan gaan ons sien, ons gaan bid. Julle gaan bid vir Baal, dat hy vuur sal stuur om hierdie offer aan die brand te steek en ons sal ons God, die almagtige God aanbid en hy gaan vir ons die vuur stuur. En dan sê hy, dan moet julle kies watter God julle wil dien. En dan sien ons hoe hulle daardie dag daar op die berg, hierdie priesters van Baal, hoe hulle skree en te keer gaan en gil en dans en spring en hulle stik en sny en kerf. Van Baal, jy moet hoor ons roep, stuur vuur, niks gebeur nie.
En dan die aangrypende oomblik wanneer Elia in hierdie droogte, vat hy nog water en hy gooi dit oor hierdie hout en hy gooi dit oor die altaar en hy sê, Here God, kom stuur u vuur en dan kom daar vuur wat hierdie water in die sloot oplek en hierdie houte verbrand en hierdie offer verteer en dan sê Elia, kies nou en die wat vir Baal kies gaan sterwe. Kom ek lees net vir jou uit 1 Konings 18, net 'n gedeeltetjie van vers 18 af. Hy antwoord, dis nou, die koning Agab het nou gehoor van hierdie opdrag wat hy kry, en dat God sê, hulle moet Karmel toe gaan, en dat hy die droogte wil beëindig, en dat Elia vir hom sê, dis oor jou, dat hierdie droogte hier is, jy en jou vrou, wat vir die Baal aanbid, en nou sê, hy antwoord, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie. Nou sê Agab, dis Elia, dis jou skuld, jy het al hierdie probleme veroorsaak. En sê hy, nee, jammer Agab, dis nie ek wat die dood oor Israel bring nie, maar jy en jou familie. Julle het die gebooie van die Here verontagsaam en die Baals gedien. Roep vir my nou die hele volk Israel bymekaar op Karmelberg. Die 450 profete van Baal en die 400 van Asherah, wat van Isebel se tafel af eet, moet ook daar wees. Toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete en hy het ook die profete op Karmelberg laat bymekaar kom. En Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê, hoe lank hou julle aan om te hink op 2 gedagtes? As die Here God is, volg hom, maar as dit Baal is, volg hom dan. Die volk het hom nie geantwoord, nie 'n woord geantwoord nie. Kan jy sien, hy bring hulle by 'n punt, en dit is baie keer met ons ook so, dat die Here sê, kies nou, ek bring jou by 'n punt waar jy nou moet sê, gaan jy my dien, gaan jy my gehoorsaam, of wat gaan jy doen? En dan antwoord ons hom nie. En dis eintlik 'n antwoord, want jy sien, as jy nie voluit vir die Here kies en openlik vir hom opstaan nie, dan het jy nie vir hom gekies nie, dan kies jy eintlik teen hom. Maar luister nou 'n bietjie wat nou verder gebeur, want nou sien ons dat die volk nou by mekaar is, en dat die priesters daar is, en dat hulle nou alles gedoen het om te probeer om vir Baal te kry dat hy vuur stuur en niks gebeur nie. Nou staan Elia op. Teen die tyd, ek lees 1 Konings 18 vers 36. Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid. Here God van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel. En dat ek U dienaar is wat op U bevel al hierdie dinge doen. Antwoord my, Here, antwoord my tog dat hierdie volk kan besef dat U, Here, God is. En dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer. Toe kom daar vuur van die Here af, en het verbrand die offer, die hout, die klippe en die grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. Toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Hierop sê Elia vir hulle, gryp nou die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het hulle Elia die profete laat afbring na Kisonspruit toe, en daar het hy hulle doodgemaak. Hier is 'n ingryping, kies vandag, en die vyand sal nie meer 'n rol speel nie. God het beskik, met die vuur uit die hemel, het hy geantwoord, bewys dat hy die enigste ware God is, en dat Baal 'n afgod, 'n valse God is. En daarom moet hierdie afgode, aanbidders en die priesters van Baal moet doodgemaak word. Die Asherah, seksgode, godinne, hulle moet, al hulle priesters wat haar aanbid het as seksgodin, moet doodgemaak word. En kan jy dink hierdie verskriklike
deurbraak, dat die volk van die Here tot besinning kom en hulle, soos hy sê, hy hulle oproep, hulle bekeer. 'n Keerpunt in hulle lewe. Hulle draai hulle rug nou op Baal en op Agab en Isebel se Baal aanbidding en hulle kies vir die enigste ware God, die God van Israel. Die God van Abraham, Isak en Israel, Jakob, wat deur al die jare die God van hierdie volk was en het God se volk weer opstaan en hulle hom weer dien en hulle hom gehoorsaam en van al die Baal aanbidding ontslaa raak en 'n keuse maak teen die afgoderry. Dis die wonderlike verhaal dat op die ou end hierdie 450 en 850 afgodspriesters almal doodgemaak is. En wat gebeur toe? Toe gaan Elia eenkant op die berg en hy gaan bid. 7 maal pleit hy by God. Here, ons het vir u gekies. Kom bewys nou dat u die Here en God van ons lewe is. En kom gryp in en stuur die reën. En die wonder gebeur na die 7de keer, volhardende deurbid, aanhou bid, volharding te bly pleit by God en te sê, Here, soos wat u uself openbaar het en vuur gestuur het om die offer te verteer, stuur nou die reën, dat die land weer kan begin lewe, en die mens en dier weer lewe, en die vrugbaarheid weer deurbreek. Dis die wonderlike ding. Maar wat gebeur, toe die reën begin val, toe hoor hy, die vyand is woedend. Isebel sweer wraak. Jy, Elia, jou kop gaan van jou lyf afgekap word. Ek sweer wraak, jy sal sterf oor wat jy gedoen het. Jy sien, die vyand is nie tevrede nie. Wanneer hierdie oorwinnings vir God kom, en hierdie deurbrake vir die Here Jesus kom, dan kom die vyand met 'n groter aanslag, probeer hy alles weer terugveg en terugslaan, en kyk hoe hy weer op 'n manier kan grond herwin. En daarom vlug Elia vir sy lewe. Hy vlug 6 dae lank, om net uit die gebied te kom, waar Isebel regeer, sodat hy uit haar regeergebied kan wegkom. En die uiteinde hiervan is, dat hy ook sy slaaf eenkant los, en dat hy het sy eie in die woestyn instap, en dat hy daar onder 'n bos gaan lê, in 'n besembos, en by die Here pleit, en sê, Here, ek is nou klaar, ek wil nie meer lewe nie. Here, ek het alles vir u gedoen, ek het my lewe vir u afgelê, ek het geveg vir u, ek het teen die afgoderry en teen die Baal aanbidding en teen die Satan en sy bose magte geveg, Here, en ek is moeg en ek is op. En nou, Here, het lyk nie of daar 'n deurbraak kom nie. Here, nou, ek is opstandig in my hart, Here. Ek het gedog, as ek hierdie oorwinning behaal, gaan u vir my met soveel vrede en vreugde en seëninge oorlaai. En nou het al wat ek beleef is die vyand se terugslag en sy teekant en sy backlash, sy manier om weer grond te herwin. En ek beleef net dat ek weer vrees vir my lewe. En ek hoor Isebel soek my en sy gaan vir my doodmaak. Here, waar is u? Here, ek beleef u nie. Hy is opstandig in sy hart, want hy voel, God moes nou vir hom begenadig en guns gegee het na hierdie deurbraak. Nou dat die volk almal die Here dien, watter dank is daar vir my, Here? Kyk waar lê ek, onder die besembos. Hy wil nie meer lewe nie. Hy sê hy wil ophou lewe. Kan jy sien dat 'n profeet, 'n man van God, by so 'n punt kan kom, dat hy voel hy kan nie meer lewe, dat die vyand so op hom druk, en hy so onder hierdie opressie is, dat hy voel, hy kan nie meer nie, hy wil nie meer nie, hy wil liewer sterwe. En weet jy, maar in daai oomblikke wat hy so God verlate gevoel het, was God by hom. God het hom nie verlaat nie. Skielik is daar 'n engel by hom. Skielik gaan sy oë oop en sien hy, dat God vir hom lief het, dat God hom nie verlaat het nie, dat God hom nie in die vyand oorgegee het nie, dat God steeds by hom is en hom versorg en hom beskerm. En dan sorg die Here vir hom fisies, want hy is fisies afgemat. Hy het hierdie geveg, hierdie geestesgeveg gehad, hy is emosioneel af, hy is fisies af, want hy het, hoe ver 6 dae lank geloop, hy het die geestesstryd wat hy gehad het rondom daai offer van die bul vir die Here, daardie bid vir die reën stryd wat hy gehad het,
En Jakobus sê, hy's maar net 'n mens soos ons. Hy's net so 'n mens soos ons. En God het hom gehoor, en God het deurbrake gegee, en daar het wonderlike dinge in sy bediening gebeur. Maar dan kom die vyand met al sy mag terug, en hy probeer weer iets doen, om vir Elia dood te maak. En dan sien ons dat die Here sê vir hom, ek sorg vir jou fisies, eet nou, hier's water, hier's ons brood, en die Here gee vir hom om te eet, en hy sê vir hom, slaap nou, en rus. Sien, partykeer is dit nie so 'n vreeslike geestelike antwoord nie. Die Here net sê, gaan bietjie eenkant, wees alleen, wees rustig, skakel af, slaap bietjie, eet bietjie reg, kry weer jou liggaam sterk, kry weer jou kragte terug. En wat dan? Dan sê die Here, ek is nie klaar met jou nie, ek is nie teen jou nie, ek is by jou, ek stuur jou. Gaan nou na die berg Horeb toe, die berg van die Here. Ek stuur vir jou soontoe, want daar gaan ek met jou praat. Kan jy sien dat die Here in sy wonderlike liefde by ons is, al voel ons hoe God verlate. Thomas het dit ook beleef. Die disippels kom sê vir hom, Jesus het aan ons verskyn, hy sê, dit kan nie wees, ek het ons sien sterf, ek sien hom in die graf gooi, toemaak, ek weet, dit is verby, ek glo nie meer nie. As ek nie my vingers in sy wonde steek nie, sal ek nooit glo nie. En toe die volgende keer verskyn Jesus weer sy disippels en Thomas is by en Jesus roep hom. Hy sê vir hom, Thomas, kom steek jou hand, jou vinger, jou hand in my sy en jou vingers hier in my wonde. En moenie meer ongelowig wees nie, maar glo. Dis God se boodskap. Al voel jy hoe God verlate. Jesus was by Thomas gewees. Het gehoor wat hy sê. Het gehoor hoe hy in 'n toestand is. Gehoor hoe hy goddeloos voel en moedeloos voel en God verlate voel. En daai oomblik het hy met sy emosies hom mislei. God was daar. Jesus was by hom, het hom net nie gesien nie. Dis die troostboodskap dat die Here is daar by jou. Dan voel jy hoe hy het jou lief. Niks kan jou van sy liefde skei nie. Nie lewe of dood of enigiets nou of in die toekoms nie. Sê Romeine 8 se laaste vers. Here is by jou. En hy gaan uitkoms gee. Hou net aan hom vas. Hier is uitkoms aan die kom. God is nie klaar met jou nie. Hy het 'n volgende taak vir jou, Elia. Gaan daar na die berg Horeb toe. En toe hy daar kom, sit hy en wag dat God met hom praat. Hy wag om te hoor wat die Here van hom wil sê. Dan kom daar 'n verskriklike wind wat hierdie rotse losruk en dis iets verskriklik hierdie gedruis en geraas en toe weerligstrale en reën en stormwind en dis iets verskriklik soos wat die aarde begin bewe. God is nie daar nie. Nie in hierdie verskriklike wind, nie in hierdie aardbewing nie. Dan kom daar 'n sagte gesuis van 'n windjie, 'n stil aandwindjie wat waai. En dan hoor hy die gesuis van die Here se stem in die stilte. Dat God vir hom kom sê, wees rustig, alles is in beheer. My vrede is met jou. Ek het 'n taak vir jou. Ek stuur vir jou nou, gaan salf nou vir Jehu as koning. In Agab se plek, want hy in Isebel gaan ek mee afreken. Gaan salf hom vir Jehu as koning oor Israel. Vir Jehu, gaan soontoe. Ek het 'n taak en 'n plan nou vir jou steeds in my diens. En Hasael gaan salf hom as koning oor Aram. En gaan kry vir Elisa as jou mentor en die een wat jou gaan bystaan, jou gaan help en jou gaan kom bemoedig as jy weer in so 'n stryd beland, jy nie alleen is nie. Dat ek 'n opvolger het vir jou. Gaan salf hierdie 3 persone. Ek het 'n taak vir jou. Ek het 'n toekoms vir jou. Ek wil jou gebruik. Sien jy God se almag? Sien jy God se liefde? Sien jy God se trou? Hoor jy wat sê hy? Ek lees vir jou wat Jesus self gesê het in Johannes 10, vers 27 en 28. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Daar's 'n belofte van die Here. Dis vir jou. Gaan merk hierdie teks Johannes 10.
Gaan merk vers 7 en 28 in jou Bybel. Hy sê, jy moet hom net gehoorsaam. Stap agter hom aan. Al verstaan jy nie, al gaan jy deur 'n dal van donkerte. Hy is op pad met jou na die groen weivelde en die waters van rus. Hy gaan jou steeds gebruik in sy diens. Oor jy gefouteer het of wat verkeerd gedoen het of hoe opstandig was of hoe moedeloos was. Die Here gee vir jou 'n tweede kans. Die Here is by jou. Hy kom tel jou op. Hy het nog 'n taak vir jou. As hy klaar is met jou, sal hy jou hemel toe vat. Soos wat Elia op die ou end, net soos Moses, lees ons ook. Ons lees dat hy daar aan die einde van Deuteronomium het God hom begrawe. En dan sien ons verskyn aan die disippels Moses en Elia wat in 'n vuur na die hemel toe weggevoer is. God sal vir jou sorg. Hy gee vir jou die ewige lewe. Jy sal vir ewig lewe. Jy sal vir altyd by hom wees. Ons sê vir hom dankie vir sy troue sorg. Here Jesus, ons weet dat ons nie altyd verstaan nie en dat ons mense is, net soos Elia. Maar Here, U het sy gebede verhoor en U het hom kragtig in U diens gebruik. Hier is ek, Here, gebruik my ook. Ek is tot U diens. U skaap wat U gaan volg as die goeie herder. Ek gaan U stem volg. Lei my, praat met my, stuur my. Ek is tot U diens. In Jesus naam dank ek U daarvoor. Amen.